dierbares, U is gegroet in daardie oorwinningsnaam. Daardie naam wat dieselfde bly vandag, môre en tot alle ewigheid. Dierbares, ek eer die Here. Ek vat mos nie hierdie geleenthede van selfsprekend nie. Die Here het vir my 'n splinternuwe suster, 'n warm godsvrou gestuur en ek eer die Here dat sy vandag haar deur oopgemaak het. My sis, U storie is hartroerend en ek weet U sal so 'n groot impak maak daar buite. Baie dankie dat U bereid was om U storie te deel. Dankie. Ek dank die Here vir die season, want so sis net nog gesê het, wanneer die Here 'n plan het, hy sustain dit. Hy bring alles in mekaar. Ek het nou 2 weke terug het ek so gewonder, Here, ek is iemand wat gou vervelig loop raak van iets. Ek wil altyd net iets nuuts aanpak, maar ek eer so die Here, want omdat, ek dink hoekom 'n mens belangstelling verloor is, wanneer jy dit self sustain en wanneer dit van die Here afkom nie. Maar die Here wys my keer op keer, voor ek kan dink in 'n nuwe interview. Dis die Here alreeds vir my iemand. En ek dank so die Here, wat so nice is, ons ken nie eens mekaar, ons het 2 weke terug, en ons stuur vir mekaar die langste voice notes, en dit was net soos vloeiend, wanneer iets van die Here afkom, daarom moet ons wag op die Here. So ek eer die Here vandag, suster. Ek wil net hê sis moet vir sis aan die kykers voorstel. Die Gees van die Here het ons gebedien dat ons sal praat oor adoption. Prys die naam van die Here, haar journey en hoe die Here. Maar ek wil net hê sis moet net 'n agtergrond, wie sis is op die ouderdom van hoeveel het sis die Here geontmoet en dan net so vir ons deurvat deur U leeftyd. Halleluja. Suster Jenna, eerstens baie dankie vir hierdie besonderse geleentheid. Halleluja. Ek stem saam, God se tydsberekening is altyd perfek. Halleluja. En maar voor ons aangaan, kom ek stel myself eers voor. Jesus. My naam is Imelda Henrietta January, maar Yes. almal ken my as Juffrou Milla January. Halleluja. Ek kom uit 'n besonderse huis uit, streng huis uit. Halleluja. My ouers het my altyd die Here aanbid. Ons van jongs af kom ons maar uit die kerk uit. En op die ouderdom van 19 trek ek uit my ouer huis uit. En in ons huis, dit is iets wat nie regtig gedoen word nie. Halleluja. Jy bly in jou ouer huis, jy gaan trou, man vat en dan uittrek. Maar die Here het 'n ander plan met my gehad. Halleluja. En ons kan die Here nie genoeg dankie sê daarvoor nie, want elke kind is anders. Halleluja. En hier op die ouderdom van 21, 22 het die Here vir my deur 'n proses gevat wat ek na 'n vrouekamp toe gevat was. Jesus. En daar het ek my groot doop ondergaan. Halleluja. Maar weer eens, soos ons weet, die lewe gebeur Yes. en die lewe gee jou 'n paar klappe langs die pad en jy backslide Yes. en dan rig die Here jou weer op. Halleluja. Maar God al die lof en die eer. Tans is ek 'n direkteur van 'n non-profit organisation. Die Here sit vir jou in plekke in Jesus. waar die lewe jou of die mense dink jy sal dit nie kan doen. Jesus. Lig die Here jou op. Halleluja. En ek het op die 2009 het ek begin werk met gestremde kinders. Okay. Prys Tot U. op Here. En die Here het my deur dit alles deur so geseën en geskool Halleluja. deur die proses. En vandag sit ons eie plekkie, ons eie huis. En ek bestuur die sentrum van my huis af. Oh Jesus. En ek kan die Here nie genoeg dankie sê Halleluja. daarvoor, Halleluja. Suster Jenna. Oh Jesus. So, Yes. Suster Jenna, maar voor ons ook oor adoption sal praat, Yes. nee, wil ek graag eers uit die woord uit lees. Halleluja. 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 Mense, ek is eintlik op my senuwee. Nee. Maar die Here gee krag en soms moet jy jou storie deel, want ek glo soos wat ek en Suster Jenna gepraat het, daar is tog vrouens wat se harte ook hinker vir kinders. Halleluja. Maar voor ek julle my seisoen en my pad sal deel aangaande my aannemingsproses, wil ek hierdie woord met julle deel. Halleluja. As die tyd reg is, sal ek die Here dit laat gebeur. Oh Jesus. Jesaja 60 vers 22. Jesus. In 2018, Suster Jenna, kom ons trek gou, Yes. word my jongste sussie swanger. Halleluja. En die Here werk met my deur kwaad wat ek moes laat los het. Jesus.
Want 2017 toe moes ek 'n kind afstaan, maar dit is 'n praatjie vir 'n volgende keer. Yes. En die Here gebruik my vir 2 jaar in my sussie se lewe en haar kind se lewe om hom te help grootmaak. Halleluja. En weer eens hoort ek baba klere. Ek is op elke tweedehandse groep en ek koop net baba klere en baba komberse. En ek pak dit in sakke. Jesus. Op daai stadium het Sediba Academy, dit was Kroeman Christian Academy, eerstens het 'n kinderhuis oopgemaak. Jesus. 'n Doofhoop, en hulle het hierdie kindertjies in die sorg gehad. Jesus. Maar die Here skool vir my daai klomp klere wat jy bymekaar gemaak het. Kou, Dis los. Dis nie myne nie. Jesus. O, die Here se tyd. Halleluja. Dit was die tyd vir my om daai klere gereed te kry vir die kinderhuis. Daai kant. Jesus. Ek gee al die baba klere vir hierdie kinderhuis die Doofhoop. En ek het 'n laaste kombersie wat ek baie diep weggesteek het. Ek wil julle graag die kombersie wys. Halleluja. Nee, dat ek vir julle kan wys hoe wonderlik die Here is. Halleluja. Ek moet die baba kombersie moet ek weggee aan my jongste sussie. Suster Jenna maak ons kwaad vir die Here. Regtig mense is baie kwaad vir die Here. Jesus. Ek haal die kombersie uit, want God weet waar steek jy waar weg. Oh, Jesus. Jy kan vir die mense wegsteek en vir mense lieg, maar nie vir die Here nie. Oh, Jesus. En ek moet hierdie kombersie gaan uithaal, Suster Jenna, en ek sê vir my sussie, die jongste een, want ek is so kwaad dat sy swanger is. En ek sê vir haar, hierdie kombersie gee ek vandag vir jou. Maar die dag as ek my kind kry, soek ek hierdie kombersie. Ja. Nooit het ek geweet, my maat eintlik gehoor wat Wat ek sê. yes. So maak ons toe nou haar seentjie groot. Halleluja. En soos ek betrokke by ACVV, by die kinderhuis, ek is besig met ons gestremde kinders, my veld is autistiese kinders, maar ek werk eintlik met verskillende My hart. tipe diagnose. My Ek hart. lief Oh, spesialis. my hart. En ek glo spesialis kinders moenie net in hierdie 4 mure gehou word nie, ons moet hulle uitvat. Halleluja. Ons kinders het daai vermoë, ons moet hulle net voorberei. Jesus. Maar jare terug, Suster Jenna, kom ek backtrack net gou 'n bietjie, het ek by die Here gevra, ek soek graag 2 kinders. Ek soek 'n seentjie en 'n dogtertjie. Ek het altyd geweet my pad is anders as my suster se. Maar die Here het 'n groter plan gehad. Halleluja. Deur my te skool, die klere weg te gee, my sussie te help met haar kind, die spesialis kinders aandag te gee. Jesus. Die Prep. Here, ja, prepwerk te doen en ons kinders doen goed en ons stuur hulle weg, ons werk hand in hand met die departement ook. En die kinders floreer. Maar ek het nog iets by die Here bygevra, Here, ek wil graag my eie huis hê. Halleluja. Waar ek, as ek die dag kinders kry, wil ek hê my kinders moet saam met my kan groot word. Ek wil sien hoe word my kinders groot. En ek wil hê my kinders moet deel word van my roeping. Oh, Want vir my special needs, dis 'n roeping. dis nie net 'n werk. Yes. En lang storie kort, die Here gee vir my die huis. Maar voor die huis was dit COVID tyd en ek is by my ma se huis en 'n maatskaplike werker laat weet vir my, hulle het 'n kind wat hulle gekry het en hierdie seentjie was in 'n toilet gevind. So sis het, sorry gou, ek nou interrupt. So Nee, sis het toe nou gelaat weet uitgereik om te sê dat sis wil adopt. Ja, ek het vorms ingevul, askies, kom ons backtrack net gou, omdat ek betrokke was by die kinderhuis, special needs, almal ken my, het ek my naam opgesit vir adoption as daar 'n kind beskikbaar is. Jesus. Ek kry toe die oproep, daar's 'n seentjie, maar die seentjie is tog tans eers in die hospitaal, hulle is besig om hom te monitor. So moet ek wag vir 'n paar dae. Maar die Here het 'n plan met die wagperiode. En die dag toe die maatskaplike werker my seentjie in my arms sit, Suster Jenna. Hy is so wit soos wat ek is, so donker as my seentjie. O, met die mooiste bruin oë. Hy lyk te pragtig. Het ek geweet dis my kind. En die Here kom doop my seun met 'n kosbare naam wat beteken only God knows. Only God knows hoekom my seentjie deur die proses moes gegaan het, waardeur hy gegaan het, maar deur 'n groter plan met hom. En ek vertel toe ek my seentjie in my hande gehou het, daai aand maak ek hom oop, of ek het hom oopgemaak toe ek hom gekry het, trane dal, maar hy het nie soos 'n babatjie geryk nie. Julle weet mos as babatjies gebore word, ons gooi hulle poeier, hulle ryk so lekker. My seentjie het nie so geryk nie. My seentjie het geryk soos die hospitaal. En my seentjie, daar was 'n reuk aan hom weens die naaltjie wat septies geraak het.
En ek onthou ek gehuil en vir my ma gesê, ma asseblief, vreem soos 'n babatjie ryk. Maar binne, terwyl ek besig is met my seentjie en ek huil, laat weet ek vir iemand, my seentjie het huis toe gekom. Maar ek het nie baba klere nie. En binne 'n halfuur stop 'n dubbelkeer bakkie vir my ma se huis. En dis net baba klere, baba doeke, dummies, you name it. Hoe die Here mense ook op pad stuur. Maar hy moes vir my eers deur die hele proses laat gaan deur ouers te ondersteun wat spesialis kinders het. Ek moes huise verloor het, ek moes 'n seun verloor het, dis 'n storie op sy eie ook. En God het my hart voorberei vir my kind. En as sis net kan, as dit moontlik is, sy journey. Ek wil graag hê sis moet die kykers sê sy journey. Waar die hy gegaan het. As ek nou goed sê. Ja. Want as ons die gebed wil doen, wil ek graag hê ons moet bid, want soms sit ons daar, ons wag op die Here vir 'n baba, maar eintlik is ons uitgesit vir hierdie. En ek dink om dit daar buite te sit, om te weet dat waar hierdie kindertjies gaan en hoekom dit is vir ons as jy in kans is en jy die hart daarvoor en die Here berei jou voor, hoekom dit belangrik is. Want ek glo die Here was al die tyd saam met daai babatjie gewees, want hy het 'n plan en het 'n belofte aangaande hierdie pragtige ronde oogseentjie. My seentjie staan 4. Oh, Jesus. Suster Jenna, Almighty God, dankie Here. toe my seentjie gebore was, het iemand hom in die toilet gekry. En Jesus. hy moes toe na hospitaal toe gaan, maar 'n niggie van my wat nie meer saam met ons is nie. Oh my Sy word siek, Jesus. want sy het suiker siek gehad. En sy moet hospitaal toe gaan. Here by siele. Ek is hierdie kant wagtend, die maatskaplike werkers is besig met hulle proses. My niggie word siek, sy gaan hospitaal toe. Maar my seentjie het my niggie nodig gehad. En my niggie het hom ook eintlik nodig gehad. Yes. En hierdie seentjie, sy hoor 'n seentjie wat verskriklik huil. Yes. En sy vra kan iemand tog net aandag gee aan hy babatjie wat so huil. Wat so hy. En Suster Jenna, hulle sê, nee maar as 'n weggooi kind, los hom. Hy het nie 'n ma nie. Mense kan wreed wees hier in die buitekant. Verskriklik. Mense se harte so verhard. Ja. En sy sê terwyl sy stoei met haar eie gesondheid, kan ek asseblief daai seentjie kry? Gee hom net. Gee hom net, laat hier by my kom. Ja. O, die Here is God. En Hy- Suster Jenna, die week terwyl hy gemonitor word, waar niemand eintlik regtig wil agslaan op hom nie, sies die Here haar as 'n engel oor hom. Dankie Here. En sy vertroos hom. Dankie. En sy kyk mooi na hom. Jesus. En daai week toe sy moet ontslaan word. Here prys. Moet net lag. Die vader wat Bring hulle my seentjie. hy is toe. En toe my seentjie kry, Suster Jenna, was sy handjies so in feesies. Nee, die trauma. Die trauma wat deur hy gegaan het. En weens die toiletpot wat oor hom was, het hy nie daarvan gehou dat 'n kombers of iets oor sy gesiggie moet kom nie. En weet Suster Jenna, dis my kind. Ek het opgeteken vir 'n hele pakket. Met alles wat daarmee gepaard gaan, het ek geweet, daai kind, hierdie is 'n groot werk, maar is my werk, want ek is sy ma. En daai dag maak ons hom skoon, want dat hy net soos 'n babatjie uit die klere het gekom. En daai aand, Suster Jenna, stoei ek, want ek moet sy handjies opkry. Dan gaan hy so. Dan kry ek net dan gaan hy hande weer so spasma. Jesus. En hy het geweldige hierdie ween gehad. En ek dink op daai stadium het hy tog my niggie ook gemis. Maar my niggie het nie geweet daai kind kom na my toe. Ek het nou so gevra, die Here prys. Oh, Jesus. Almighty God. Die Here bly die Here. Jesus. In die meantime is ek besig om my seentjie te masseer, ek gee hom die nodige liefde en die kostering, my seentjie se handjies begin gaan oop, die seentjie begin word rustig, hy leer ken vir mamma en mamma leer ken vir hom, my seentjie lyk soos 'n babietjie. Yes. Suster Jenna, en hy is net 'n plesier. Maar natuurlik met die proses van aanneming, die kind is in veiligheid vir 3 maande. Jesus. Die maatskaplike werker stap die proses saam met jou vir daai 3 maande. En telke male kom die maatskaplike werker sê, my kind gaan nêrens nie, dis my kind.
En ek dink sy het gedink ek maak dalk 'n grap. My familie het ook gedink, nee, Jy sal nie. ek sal nie. Na die 3 maande om was Suster Jenna. Toe laat weet ek, maar ek gaan hom hou, dis my kind. Niemand het hom ons geontklem nie. Ja. Want God het hom al reeds huis toe gebring. Jesus. So ek wil met die volgende dokumentasie begin. Waar, Waar is die dokumentasie? So word hy in fostertjie gesit. Jesus. Nee? So dit is veiligheid, dan 'n fostertjie. En dit alles deur is 'n proses wat deur jy moet gaan. Die maatskaplike werkers kom in en uit jou huis uit. Hulle interview jou ouers, hulle interview jou susters om te kyk of jy nou waardig is om hierdie kind se ma te kan wees. Jesus. En weet jy, Suster Jenna, dis ook 'n storie vir 'n ander dag, het ek alles verloor, ek het huis verloor, alles, en ek en hierdie gooitjie kind van my, nee, Jesus. ek maak my kind in 'n sinkhuis groot. Jesus. Die Here, nee, hy het mooi na ons gekyk. En ons gaan deur daai proses van my seentjie word, en my seentjie is gelukkig. En die maatskaplike werker op daai stadium, haar hart was in dit in. Sy het gebeklei vir my kind. Sy het die nodige dokumentasie in plek gekry. Ons het die foster grant geld gekry en nogtans dit alles deur. Was God daar deur die proses. God het voorsien. Halleluja. Onthou die foster geldjies is net soveel. En ons almal weet hoeveel kos 'n pak doeke. Oeh, Jesus. En ek het baie gesukkel met sy gesondheid. En veral met sy longetjies. Jesus. Want onthou, die feit dat hy in 'n toilet was, die impak wat sy longetjies gekry het, en omdat ek 'n spesialis onderwyser is, was ek bekommerd oor my kind se brein, Halleluja. en so nie net sy brein, maar sy hele welstand, Ja. en ek het hom gestimuleer, en omdat ek hou van outreaches, en ek powertrade baie met ons hand in hand gevat ook, en ek kry die kos, my seentjies het nie groot geword met speelgoed nie, hy het blikkies op mekaar gesit, en blikkies gerol, en hy het met rys gespeel, en spaghetti gebreek, dis hoe my kind gestimuleer was. Suster Jenna, ek vat hom na, omdat ek betrokke is met al die rolspelers, die maatskaplike werkers, die sielkundiges, die outies. Toe Halleluja. laat bel ek en sê, luister, so nou moet jy my kind toets. Ek stuur hom nie meer ander kinders, ek stuur my kind. Ek stuur nou my- Kyk of my kind alright is. Okay. Want ek weet nie die inname wat hy mos gekry het, Ja. by sy mamma nie. Ja. En Jesus. ons gaan laat toets my seentjie by die arbeidsterapeut. Suster Jenna, nou sit ek nie daar as 'n juffrou. onderwyser, as 'n direkteur en alles, ek sit daar as mamma. Oh, Jesus. En sy toets my seentjie. Maar daai hele emosie het ek die werk ingesit. Nie net die liefde nie, maar het ek die nodige stimulasie gegee, die fondasie is dit gelê. Jesus. En sy sê vir my, Juffrou Miller, hy's alright. Die mylpaal het al sy mylpale bereik. Ek sit in 'n dag. Sy sê vir my, hy's alright. Dankie, Here. Dankie, Jesus. En Suster Jenna, ek stap daar weg, maar hou daai brein oor seentjie vir my. En ek sê net dankie liefie, dankie liefie. En Dankie, Here. nooit sou ek geweet het, God is besig met 'n ander proses. Onthou ek het 'n paar jaar terug vir die Here gevra. Verdooi, nee. So hierdie seentjie, korte sussie. Halleluja. Ek kry 'n oproep. 'n jaar en 7 maande as ek reg, nou my wiskunde reg gedoen en nee, onthou ek voel 'n bietjie onderdruk, nou is dit wiskunde, nee. Jesus. Ek kry 'n oproep. Op daai stadium die eerste maatskaplike werker wat betrokke was by my seentjie, sy het weggegaan. En ek moes haar laat gaan het, dan wou ek nie, ek was selfsugtig, ek erken dit, want ek wou gehad het, sy moes die aannemingsproses klaar maak. Yes. Maar dit was nog nie tyd nie, Suster Jenna. En ek het bly vir die Here vra, Here, wanneer ek my kinders skool toe stuur, wil ek hulle graag, onthou ek het spesifiek met die Here, ek wil hulle saam skool toe stuur met dieselfde van. Jesus. Ek wil hê die name wat U vir my gegee het, moet op ons geboortesertifikate is. Halleluja. Want ons is onderwysers, ons werk elke dag met die kinders se geboortesertifikate en julle weet dit, ons moet aanteken. Halleluja. En ek wil hê hulle moet aangeteken word as Boetie en Sissie. Jesus. Suster Jenna, ek kry 'n oproep dat sy dogtertjie die 30ste April. Hulle sê ek het 'n halfuur. Boeties toe nou al hoeveel? Boetie is 2. Jesus. Ja. Maar kom ek backtrack gou voor ek by Ruth kom. My niggie, jy moet vertel van my niggie. Ja. My niggie het mos nie geweet
Daai seentjie wat sy agter voorgekyk het nie, is eintlik my kind. Jesus. Ek nooi hulle almal na sy eerste verjaarsdag toe, Suster Jenna. En sy bekyk die kindjie so. My seentjie stap so, Here, prysie. En ons sê, jy weet mos maas, ons maak alles groot. Alles wat jou eerste kind is, you go all out. Yes. Die gee die beste koek, die gee die beste cupcakes, die gee die beste vleis. Alles is net die beste. Oh, Jesus. Die Here het my waardig geag as mamma. Oh, Jesus. Dit maak my nie minder 'n mamma, omdat ek my kinders aangeneem het. Oh, Jesus. En Jesus. die Here het geweet, ek wil vir my seentjie ook die beste gee. Jesus. En daai dag, hulle almal kom, niggies, neefies, hulle almal is daar. Oh, En my niggie sê vir my, na die foto's sê vir my, kan ek jou gou iets vra? Kan ek tog jou kind se foto's sien? Ek wil nie 2 keer genooi wees nie. Vir 3 maande onthou, ek kon nie my kind vir die wêreld wys nie, Jesus. want ek moes hom beskerm het. Halleluja. En daar was 'n diepe verlange. Suster Jenna, ek het baie keer gevoel, al die vrouens, jy breek. Jy's nou swanger, alles. Ja. Jy word baby showers gehou. Jesus. Ek het dit nie gekry. Yes. Yes. Want dit was nie in my plan. Nie in God se plan vir my op daai stadium. Ja. My werk was, ek moet die kind beskerm. Halleluja. Want wat doen 'n ma? Ons eerste instink. Wie jy met my kan jy maak wat jy wil, maar my kind, los my kind. En my niggie wys vir my, sy het met hom 'n selfie geneem in die hospitaal voor sy uit is. Maar ek wys vir haar ek breek. Jessie, kyk hier, op hierdie man, kyk wat het ek gedoen, hy sit by die skape. Ons het met my pa gebly, my seentjie het geen vrees vir blaasdiere nie. En ek wys vir haar en ek breek. En ek breek. Sy word net stiller. Ek sê jy, luister so jy is stel opgewonde ook te wees vir my. Wat gaan aan met jou? Maar sy is toe nou swaar. Sy sê vir my nig, jy gou iets wys. Maar jy moet nou nie huil nie. Ek sê okay. Dit klink. Ek sit maak met my boek maar nou toe Here hou my opgewonde want ek kan 'n dynamite wees. En sy sê vir my kykie. Sy sê vir my die foto van sy en my seentjie. Oh, Jesus. Suster Jenna. Ek sê vir my seentjie. Nou, hoe nou? Die vertel sy vir my dat sy siek was. Ek het nie eens geweet sy was in die hospitaal. Die Here, bly die Here. Het sy agter my seentjie gekyk. Oh, Jesus, Here. Ons het so gehuil. Maar sy sê so nie. En sy sê vir my huil en sy sê vir my, ek het nie geweet dit is jou kind nie. Oh, Jesus. En ek sê vir my, ek het nie geweet jy het agter my kind gekyk. Ek sê, maar weet jy die Here is goed. Die Here het alreeds sy engel oor hom gesit. Oh, mighty God. Die Here het 'n engel gestuur om hom te red uit die toilet uit. Die Here stuur 'n engel om oor hom te waak terwyl mense hom sjant. Sê die Here maar, ek het iemand alreeds om oor hom te kyk. Tot ek hom kan kry. Is die Here nie mooi nie, Suster Jenna? Oh, mighty God. En ons het daar gehuil. Sy het opnuut besef hoe wonderlik die Here net die legkaarte by mekaar kan sit en hoe die Here net sy beskerming oor ons daagliks hou. Oh, Jesus. Wat die duiwel wou gebruik het en hy wou dit verwoes het. Kom die Here en hy maak hom mooi. My kind se storie is mooi. Hy het traumaties begin, maar God draai 'n ding om, Suster Jenna. En hy het vir my gesê, daai seentjie het hom alreeds, daai seentjie het alreeds 'n mamma. En mamma, ek het jou voorberei, jou hart was gereed vir daai seentjie. Dankie, Here. En hy hardloop vandag rond, so gesond, so besig soos wat kan kom. Maar na dit, 2 jaar later, of 'n jaar en 7 maande na hom, gee die Here weer 'n oproep. Maar deur dit alles deur, Suster Jenna, nou bly ek in 'n sinkhuis, bly agter by my ma. My omstandighede is van so 'n aard wat ek dinge verloor het, so die sentrum word uit my ma se huis uit bestuur. Gee die Here laat ek op 'n Dankie Lottoland TV-program gaan. Ek wat eens 'n TV het nie. Ek lees, mense, ek kyk die TV nie. Het iemand ons genomineer om op Dankie Lottoland te gaan. En die mense kom van Johannesburg af. Renshaw se strate word afgebaken. Ek is besig met goetsie. Ek sê vir jou die Here bly die Here. Maar voor dit het ek toe nou verroes gekry. Maar die sentrum begin groei.
kom jy's nog so klein bietjie. Yes. So bear with me, dit is so groot mense Ja. en Jesus. ek wil julle wys God se tyd. Oh. God se tyd is perfek. Ons hoef niks te jag in hierdie lewe nie. Nou voor die TV-program, Suster Jenna, kry ek 'n oproep 'n jaar en 7 maande na Gods. Hulle het 'n dogtertjie gevind in 'n swart sak. Die dogtertjie kon bly plek, hy moet weer in veiligheid gaan. Hulle gee vir my 'n halfuur om 'n besluit te maak en ek sê ek het nie nodig vir 'n halfuur nie. Bring Tien die nodig. dokter. Maar ek gaan net gou gaan bid. Ek wil net die bevestiging kry by die Here, want ek beweeg nie, Suster Jenna, voor die Here nie in 'n sak en genooi. En ek vat my jongste sussie en ek sê kom ons gaan bid gou. Sy weet nie waaroor gaan dit nie. Ek sleep haar na my sinkhuis toe en ek sê kom ons bid. Yes. En ek tree daarin en ek sê Here, is hierdie in U wil. So Jenna kry daai bevestiging so onmiddellik. Ja. Jesus. Ek sê kom haal die volgende dag my dogtertjie. Halleluja. Ek stap hier by die hospitaal in. Jesus. Die ouers, ek het 'n pappa wat hier werk. Hy ken my. Hy vra vir my, "Juffrou Milla, wat kom maak hier?" Ek sê kom haal my dogtertjie. Jesus. Nou moet julle kyk hoe mooi is die Here. My oudste seun word gebring na my toe. Die tweede een. Die tweede een sê die Here vir my, "Gaan haal haar." Halleluja. Jesus. Maar nou, mense nou jy verstaan. Nee, ek praat soos Suster Jenna. Ons praat. Ooh, en ons kan nie stil bly oor God se grootheid nie. Jesus. Maar nou moet ek stil bly, Suster Jenna. Ek gaan na my dogter. Sag. Net met die Here se. O, die Here. Jesus. Ek kom daar aan. Halleluja. My dogtertjie lê in hierdie bababed. En dit was weer eens daai ontmoeting. Met my seentjie het ek nie die voorreg gehad om sy naam te gee nie. Maar die Here het 'n groter plan gehad, want Godsimodimo beteken only God knows. Oh, dankie. Nee, Jesus. Want die Here was alreeds in sy storie. Yes. Maar lank terug het ek vir die Here gesê, as ek eendag 'n dogtertjie het, gaan daai dogtertjie se naam Ruth wees. Oh, Jesus. Where you go, I'll go. Nee, Oh my daar's 'n God. liedjie wat so gaan. I will follow you. Jesus. En ons ken die storie van Ruth en Naomi. En ek gaan kyk en daar lê my dogtertjie. Sy is my dogtertjie. En ek tel vir Ruthie op, Suster Jenna. Maar die dokters en die susters staan 'n erewag toe ek met Ruthie daar uitstap. Maar voor ek daar stap, sê ek, Here, gee tog net nog vir my teken. Nog tot Want die ek- laaste. Net so laaste, want ek beweeg nie met wat die wêreld sê nie. Ja. Ek beweeg met wat die Here sê. En as die Here vir my sê, ja, Suster Jenna, jy kan op jou kop staan. Here Ek prys. beweeg wat die Here vir my sê. En die Here gee vir my die teken van, die teken van, let's do it. Jesus. Nee? En heel pad gee die Here vir my die teken. Ek het my dogtertjie, hulle staan erewag, ek stap met haar uit. Ons moet haar gaan registreer by Home Affairs. En die Here gee die teken, let's do it. Here prysie. En Jesus. deur die hele proses, let's do it. En ek gaan na huis toe nou vat. Almighty God. Niemand by die huis weet. Ek bring vir sussie huis toe nie. Jesus. Almighty God. En ek het die kinders gelos. Dis mos 'n juffrou, bekwame juffrou wat agter die spesialis kinders kan kyk. Jesus. Terwyl die juffrou besig is met 'n persoonlike sak. Ja. Maar die Here het geweet wat 'n sak, so asseblief nee. Ek Moenie het hierdie kinders oordeel nie. moet my nie oordeel nie. Want hierdie mamma hart was gereed. Oh, Jesus. En Suster Jenna, ek stap met hierdie bondeltjie in Oh my by die klaskamer. Jesus. Die kinders is besig en hulle is so bly om vir die juffrou te sien. Oh, dankie, En Here. die een seentjie sê, juffrou, maar ek wil jou wys, mamma het vir my 'n nuwe, want nou dalk is vroeg uit. Jesus. So hulle het my nie kans Ja. gekry om my te sien nie, want ek moet my kind gaan haal. Yes. Sê juffrou, mamma het vir my 'n top gekoop. Hy zip oop en hy maak daai baadjie van hom oop. Let's do it. Jesus. Nog tot binne. Net die huis. tot binne die huis wat die Here vir my sê, jy het 'n fout gemaak. Oh, dankie, Here. Suster Jenna, My die Here sis maak het hom ingenooi. die Here maak nie fout. Sy maak nie fout. Wanneer ons in God beweeg, Oh, Jesus. met God beweeg, Oh, deur God beweeg. Suster Jenna, dan maak die dinge mooi. Halleluja. Halleluja. En ek stel my dogtertjie voor Oh, aan my pragtige seentjie. Maar hierdie twee, Suster Jenna, Oh, dis so asof
Hulle se siel was al reeds gereed vir mekaar. Oh, Jesus. Boetie het vir Sissie gevryf, soos wie, maar Sissie jy huis toe. Jesus. En daai liefde wat hy alreeds gehad het vir sy Sissie was mooi. Oh, Jesus. En so is hierdie tweetjies saam groot geword. Oh, dankie, Here. Suster Jenna, die Here maak mooi. Oh, En so maak ek hierdie tweetjies groot. En vrou Aline. vrou alleen met God se hulp. En net soos wat God met Ouboet voorsien het, het die Here met Sissie voorsien. Dankie. Toe ek my oë kon vee het Sissa baba kleertjies. Pink, 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 pink en pers. En onthou ek is al boetjere groot gemaak mense, nê? My pa het nie seuns gehad nie. Jesus. So ek was soos 'n kerelkind groot gemaak. Oh, Ek het die kopklappe gekry. Ai, Ek het sement gemeng. Jesus. Ek was in 'n skaapkraal. Oh, my. Ek was onder 'n bakkie en olie uittap. Jesus. My pa was baie streng, Suster Jenna, en as hy het klap gegee, hoor maar ting. Nee, dat my oupa Koos maar altyd ook maar net so gekyk. Maar selfs daai tyd toe ek met Gooi en Roos sit, onthou ek wat ek altyd vir my oupa gesê het. Ek gaan nog vir julle Rainbow Nation nie aanbring. En daai dag toe ek nou hierdie Cadbury's hier voorby sien, toe sê ek, Here, pragtig, Jesus. pragtig. Jesus. Ek het 'n Rainbow Nation Halleluja. gesin. Die Here sit gesinne bymekaar, nie hoe die wêreld bymekaar sit nie, Suster Jenna. Die Here maak 'n mengelmoeskerdoes. Nee, ek noem dit so. En hy maak dit mooi. Oh, Here, hy maak dit mooi, sis. En Oh, Jesus. Suster Jenna, na dit alles deur hierdie band word gevorm tussen ma en kinders. Oh, Jesus. Stuur die Here vir Dankie Lottoland. En ek het hom 'n bietjie vooruit gehardloop. Maar die Here stuur vir Dankie Lottoland. En soos wat ek vir die Here gevra het, ek wil hê my kinders moet saam met my by my is, ek moet hulle kan grootmaak met my roeping en alles wat daarmee gepaard gaan. Jesus. Ek baie keer Ouboet op die rug en Sissie hier voor. Het ek skool gegaan? Halleluja. Nee, ek was nie geoordeel nie, want ek glo vrou kan enigiets doen. Yes. Nee? So yes. So terwyl ek met my spesialis kinders besig is ek besig om my kinders so groot te maak en hulle sien wat mamma doen. Oh, dankie. En omdat ek my kinders gestimuleer het, Suster Jenna, nog voor ek Dankie Lottoland toe gaan, die mense sal verstaan, het ek vir Sissie ook laat toets. Jesus. Ek bel weer my rolspelers. Kom ons toets net vir Sissie Weet ook. ek net. Net seker maak Sissie is ook. Suster Jenna, my kinders het bo gemiddeld geskoor. Oh, dankie. Nee. Here. So daar's niks fout kognitief met my kinders nie. My kinders se hartjies is genees. Jesus. Van genesing is oor hulle gespreek. Oh, dankie, Here. God het hulle se DNA kom verander. Want die mamma het gebid in daai Jesus. saak. Halleluja. En Here, dis hoekom. prys U. Suster Jenna, Oh, deur dit Jesus. alles deur, het hulle die proses saamgestap, maar nou moet ek uit ma se huis uit trek, want ma se sitkamer begin word nou te klein. Jesus. Kyk hoe werk die Here, Suster Jenna. Die Here werk overbodes. Hierdie enkel mamma wat gekry het, die tyd was reg, né? Nee? Jesus. Ek het my kinders gekry. Maar die Here sê, dis nou weer tyd vir jou om jou ma se huis te Te verlaat. verlaat. Jy het klaar gekom genees, want jy het hier teruggekom huis toe en jy was gebroke. Jy het 'n kind verloor en jy kom herstel. I've given you back everything that the locusts have eaten. Oh, Het ek Jesus. double portion Double bless. portion. Het ek vir jou teruggegee. Oh, Jesus. Ek het jou herstel, Oh, want Jesus. ek het weggeraak. Halleluja. Suster Jenna. Halleluja. Ek het 'n neiging, wanneer mense seer gekry het, ek wil jou wegvat, dat die Here jou kan gaan genees. Jesus. En wanneer die Here besig is met jou genesingsproses, Suster Jenna, wanneer jy daar uitstap, nee, dan stap jy uit met 'n groot getuienis. Oh, Jesus. En terwyl ek vir Ruthie en vir Ouboet groot maak, het mense my genomineer by Dankie Lottoland. En Dankie Lottoland se mense kom van Johannesburg af. Die strate word afgebaken. Ons gaan op 'n TV-program. Hier sit ek alweer op die TV, het julle gesien? Oh, die Here wat vir jou bonus. Here, lekker. Oh, Jesus. Suster Jenna en die Here kom seën. En onthou God ken wat in jou binnekamer aangaan. Halleluja. Halleluja. Hy weet wat jou vra. Jesus. En ek kon mos nou nie vir jare weer by ma se huis bly nie. Halleluja. En ek was dankbaar vir die seisoen in my ouer huis weer in 'n kamertjie wat opgerig was, het die Here
die geld voorsien om daai sinkhuisie mooi te maak. Halleluja. Maar Here, maar die tyd is verby nou. Yes. Ek moet uittrek met my Yes. kinders toe. Oh, Jesus. En die Here laat deur Dankie Lottoland kry ons geld Halleluja. om hierdie grondgebied te kan koop. En Suster Jenna, hierdie grondgebied is nog nie afbetaal nie. Maar God doen nie halwe werk. Halleluja. Wil vir jou sê. Jesus. Die Here doen nie halwe werk. En voor ek in hierdie huis kon intrek, vat die Here my eers weer deur 'n proses. Halleluja. Soms moet 'n mens geskool word. Halleluja. En 'n mens verstaan nie aldag die goed op daai stadium nie. Jesus. Ruthie word siek, Suster Jenna. Almal sê vir my, is net tande. Ek sê, dis nie tande. En my dogtertjie se voet is ijskoud. Ek is dokter in, dokter uit met haar. Suster Jenna, maar nou stoei ek met die Here. Jesus. Die het my alreeds gestroop deur kombers en alles, en nie vir my toe nou die kinders gegee. Here, ek kan nie verloor. Halleluja. Oh, Here, U weet waar ek voorheen was, ook deur 'n kind wat ek moes afleer. Here. Here, ek sal hierdie keer nie kan opstaan. Oh. Here, maar ek het 2. Ruthie word siek en Ouboet kan ook nie verstaan wat aangaan met sussie nie. Ek en my sussie hardloop van dokter, suster, ons eindig by die hospitaal op. Maar voor dit, terwyl ek besig was met sussie, Suster Jenna gee die Here dat een van my ouers werk soek. En sy kom werk by my vir 6 maande. Dankie, Nee, Here. ek kom werk die Here. Jesus. En die mamma het by my gekom werk sodat haar seentjie by die skool kon wees. En die Here gee vir my die mamma dat ek vir sussie ook by sussie kan wees vir die 6 maande ook. Halleluja. Maar sy werk by my, maar sy is betrokke by Erocare ook. Ja. Ek werk die Here. Sorry. Sussie word siek. Sy is besig nog steeds met die ambulansdienste. Ek is met sussie in die hospitaal. Ek laat weet vir haar. Luister hierson, hulle sê hulle kan niks vir sussie doen nie. Ruthie kry toe nou seizures op die tafel. Oh my God. Die situasie lyk nie baie mooi nie. Suster Jenna. Maar terwyl ek in my paniek is, stres ek oor sussie. Ek weet Boetie is veilig, want my sussie gaan mooi na hom kyk, want op daai stadium was my ouers toe nou nie hier gewees nie. Hulle het gegaan vir 'n begrafnis. En Suster Jenna, Sorry toch. langs toe dit kort, mense, julle moet ons praat nou baie, want dit is so hoe God net in daai seisoen gewerk het. Toe ek my oë uit kon vee, Suster Jenna, was daar dokters op die toneel van Kimberley. Hoe die dokters hier gekom, ek is hier in my nood, met hierdie kind wat ek stoei, en hulle sê vir my, daar's geen hoop nie. Oh, Here, ek prys U. In die meantime het hierdie mamma haar suster gebel, wat was by Erocare. Toe ek my kom kry, was dit soos 'n Here maak jou VIP. Hop, Regtig. al die dokters hands off hier in Kuruman in. Jesus. Die dokter sê vir die ander dokter wat op diens was, ek vra nie vir jou om vir my storie te vertel nie. Ek sê vir jou, wat het jy vir haar ingegee? Suster Jenna, hier staan ek as ma, ek probeer nog uitfigure hoe het hierdie mense hier uitgekom. Ek verstaan nie nou wat hier aangaan nie. Ek dink net, ek kan nie bekostig om vir Ruth te verloor nie. Ek stoei. Ek hoor net dat ons moet jaag, ons moet gaan vlieg. Suster Jenna, my tannie hulle kom. Onthou as mamma, Oh, Jesus. benodig jy soms groot mense om jou te kom ondersteun. Yes, definitely. My tannie hulle kom ondersteun my. En ons jaag van Kuruman Hospitaal af vliegveld toe, want dis waar die vliegtuig was. En ek moet daar, word ek gekonfronteer hoe mamma soms verskeurd voel. Ek moet hierheen agterlos. Hierheen huil, hysteries, maar hierheen het my nodig. My dogtertjie se koors, Suster Jenna, is hier oor 40. Nee, en ek sien hoe lyk die situasie. En die dokters probeer my rustig maak, haar koors klim. Dit lyk nie goed nie, Suster Jenna. Maar ek moet vir Ouboet totsiens sê. En ek gaan toe. En skus Suster Jenna. Ons gaan hom net hier hou, want ek voel die Here wil hê ons moet hierdie ding klaar doen. En wat toe gebeur was, ons is in die lug, sussie se koors bly klim. Ons hardloop, ek het altyd gedink die flieks regtig, ek het gedink die flieks lieg, se mense deur so lank gange hardloop.
daai dag hardloop ek met sussie. Ek was veronderstel om die huis in te trek. Maar die Here laat stop alles Oh, met sussie. sorry. En ek gaan toe Oh, Jesus. en ek stoei vir 'n week. Stoei hulle met sussie. Stoei hulle met sussie. En almal sê vir my daar's geen hoop, Suster Jenna. En ek sê vir die Here daai dag, Here, ek gaan nie met 'n lijk huis toe nie. Ek blok almal. En ek besef toe maar dis ek en God se saak hier. En ek sê, Here, U het my oudste kind vir my gegee. Here het vir my verlof gegee. Ek ken hierdie kinders se bloedgroepe nie eens nie. Here, ek weet nie wat die situasie is nie. Ruth moet weer eens getoets word vir AIDS en vir TB. Ek sê, Here, maar ek het mos U DNA gespreek. Oh, Jesus. Abot, staan vir mamma hierso. Staan vir mamma hierso. Daar sê. Ons gaan nou sit vir mamma. Maar die kyker sal verstaan. En ek dink soms baie keer moet die Here soms self in 'n ding in is. En Suster Jenna. En ek sê, maar Here, U het mos klaar hulle bloed skoon gemaak. My dogtertjie het nie TB. Oh, Jesus. My dogtertjie het nie AIDS nie. Maar ek het ook die wreedheid weer eens beleef, sodat my autistiese ouers, my spesialist ouers soms geshand word en hulle word sleg gesê, jou kind is stout. Kom die duiwel in so 'n situasie terwyl ek op die drempel sit om my dogtertjie te verloor. Weier hulle want my dogtertjie se maag het begin afgaan, Suster Jen, sy het baie gebrand ook. Weier hulle om vir haar salf te gee vir haar boude. En hulle sê vir my, ja, ek kan sien is in elk geval weggooi kinders. So kom met hulle hierdie treatments kry. Suster Jenna. En hulle sê, en een van die vrouens kyk op die kaart en sê, o, ek sien jy 2 weggooi kinders. Here, prys. En ek sê, Here, laat ek praat. En ek het besef, die Here gee vir my 'n mond, I need to be the voice of the voiceless. Nie net vir my specialist kinders, maar vir my eie kinders. Oh, dankie. En ons word groot gemaak, ons moet respek hê vir groot mense. Maar soms kan groot mense onkundig is, want hulle verstaan nie die werke van die Here nie. Halleluja. Halleluja. En ek sê daai dag vir 'n suster wat op diens is en sy weier om salf te gee vir my kind. Weier om doeke te gee vir my kind. Sê ek vir haar, Antie met baie respek gesê. Die Here werk anderster as wat julle werk. Ek weet dan nie verstaan nie, maar dis oké. God het lief sonder kleur en geur. En suster, ek sê nou vir jou, jy gaan my vandag nie weier vir 'n salfie vir my kinders nie. Kan ek asseblief die dokter kry wat aan diens is vir haar? Asseblief. Die Here swaai die ding om, Suster Jenna. Maar ek besef hierdie is 'n ander battle, hierdie is 'n geestelike battle ook. Ek moet God afsny op Ruth. En ek maak Ruth skoon, Suster Jenna. En die Here verander hierdie hart. Laat sy die salf moet gee. Laat daai vrou sê, lyk so hierdie kind het vywe op haar. Sê Here prys U. Oh, yes. Here prys U. Jesus. En Suster Jenna, Oh, my God. Dankie, Jesus. die Here maak sodat hulle wel vir sussie toe die salf gee. Die dokters kom en is besig met sussie. Na 'n week stap ek uit. Maar die dokter wat oor haar was, kom terug, sy lig vir Ruth op. Sy sê, ek het waarlik gesien, ek het gedink die Here is nie 'n werklikheid nie. Maar hierdie is 'n miracle case. Die Here het my gewys. Hy bestaan nog steeds. En 'n Indian dokter se hart draai om, Suster Jenna. Oh, Jesus. Stel vir Ruth en hy vrou is so emosioneel. Sy sê ek het God se hand gesien in hierdie kind. Hierdie kind was nie veronderstel om te lewe nie. Ons het klaar gesien, daar gaan sy. Maar hier's 'n ma wat gebid het. Suster Jenna wil sê vir my, jy bid te veel. Jy vat te veel aan die kind. Laat lê die kind. As my Maar ek doen wat die Here vir my, ek vat aan my kind. Ek bid, ek lees, Suster Jenna. Ek blokkeer mense wat negatief is oor hierdie sak. Jesus. Ek sê blind, ek sien Oh, Jesus. hoe die situasie lyk. Halleluja. Maar God is groot. Oh, Jesus.
Suster Jenna, ek stap uit die hospitaal uit. Met harte. Hoe die Here mense weer eens bewys het, maar ek is nog steeds in die Here. Die mammas wat saam met my in die ICU was, Suster Jenna, sy harte het gedraai. Here, prys U. God het soms 'n ontmoeting met ons op snaakse manier. Jesus. Met eer die Here daar. Jesus. En God het genesing gebring in daai saal, soos nog nooit vantevore nie. Jesus. En my dogtertjie is 3. Jesus. Sy het die 30ste April 3 geword. Gesond, Jesus. vet. Bekker soos haar ma. Jesus. Dan sê sy, mamma praat maar so baie. Jesus, die Here is groot. En Suster Jenna, met haar ook deur dieselfde proses van aanneming, van die wreedheid van mense. Die lys, hoekom kom die aanneming nie deur nie? Here, U het dit klaar in plek gestel. Soms is die stelsel die wag in die stelsel is lank. Maar God gebruik soms die stelsel om jou te skool. Jesus. Al maak dit nie sin nie. Jesus. Ons is deur die hele proses, Suster Jenna, van die veiligheid, die foster care, die paneel sit. Nou wag ons vir die brief om te sê dat my kinders wettiglik myne is. En ek weet, God het al reeds die ja daarop. Halleluja. Die release is al reeds besig om plaas te vind. Maar ek glo hierdie broadcast moes eers plaas op gevind het. Om vir mense te sê, daar's kinders daar buite. Daar's huwelike daar buite, wat soms ook wag. Kinders wat soms so lank in stelsels is, wat wag op 'n mamma, op 'n pappa, op 'n gesin. Wat die Here mee besig is om te skool, om vir hulle te sê, dit is oukei om kinders aan te neem. Dit maak jou nie minder 'n pappa nie, dit maak jou nie minder 'n mamma nie. Die wêreld is wreed daar buite, want die mense verstaan nie God se werke nie, Suster Jenna. Maar die Here sit soms families bymekaar om sy testimonie en sy grootheid aan die wêreld te bewys. En Suster Jenna, ek is vandag 'n trotse enkel mamma. En ek sal dit vir niks verruil. Here, eer U. Want God moes my deur die skool vat, van baie God verloor. En God moes my tot stilstand ruk weer met Ruth se siekte. Want die Here het 'n ontmoeting gehad met die mense daar by die hospitaal. Met die ouer, vir al die ouer geslagte. Want die normaliteit is, jy moet trou, jy moet kinders kry, maar in vandag se lewe, ons gaan so gebukkend deur baie dinge. Vrouens gaan gebukkend deur baie dinge, mans, en ons sukkel om swanger te word. Maar God het dalk 'n ander plan. Suster Jenna, en die Here het 'n ander plan gehad met my. Baie mooi plan. En my prentjie is vir my baie mooier as wat in my kop was. Want God se tyd was perfek. So baie dank. Jesaja 60 vers 22. En die Here het ons na Ruth bekry, toe ek teruggekom het, stuur 'n vriendin vir my 'n boodskap. Die Here moes jou eers weer eens tot stilstand gaan ruk het. Hy moes jou eers weer bietjie gaan skud het, want jy het te besig geraak. Want jy wil intrek in hierdie huis en jy het die geld gekry. Alles. Jesus. En ek moes eers kom skoonmaak, Suster Jenna. Jesus. Daai aand, toe ek huis toe kom, toe sê ek, Here, ek maak nie 'n jiggy draai by my huis. Ek bring my kinders terug huis toe, na die plek wat U mos nou vir my voorberei. En Suster Jenna, ons trek in hierdie huis en jy het hierdie huis gestap. Ek kom van 'n sinkies af 6x6. Here, ek prys U. Here multiply. Jesus. Ek en my kinders, ek stop hulle almal in die kamertjie, want ek was net gewoon vir hierdie beweeg. Yes. Maar God sê vir jou, jy het nou ruimte. Jy het nie meer nodig om jouself klein te maak nie, om jouself weg te steek nie, om enige iemand te beskerm nie. Hierdie kinders staan onder God se beskerming. Here, ek eer U. En niemand sal daai kinders uit jou hande uitvat. Dankie, Here, daarvoor.
En liewe Jesus was ons 'n pappa vandag eendag. Oh, Suster sien. Jenna, hy was my man vandag eendag. Dankie, Here. En hy het voorsien op alle gebiede En Jesus. vandag eendag. Oh, dankie. En dis hoekom Suster Jenna kan hierso sit en vir jou sê, God bly getrou. Oh, Jesus. Die Here wat ek aanbid, Suster Jenna, Oh, Jesus. hy is getrou. Hy bly. En my hartsbegeerte is met hierdie broadcast is om natuurlik to raise awareness. Daar is kinders wat pappas en mammas kort. Oh, Jesus. Maar ook die Here is besig om gesinne gereed te kry Halleluja. vir ons kinders. Oh, Jesus. Die Here is besig om families gereed te kry om hulle deure oop te maak vir kinders wat huise. Oh, Jesus. Oh, So Jesus. dankie Suster Jenna vir hierdie geleentheid. Oh, Jesus. My kinders is gesond. My kinders is gelukkig. My kinders is deel van alles wat ek doen. En ek het al hierdie dinge baie jare terug by die Here gevra. God se tydsberekening is die beste. So dankie daarvoor, Suster Jenna. Oh, Here. Oh, baie dankie, sis. Dit is sy storie gevertel het. Ek weet, dit het my hart geraak, want ek is net so lief vir eer. Dit maak nie saak wat se kind daar buite. Ek is verskriklik lief net so vir kinders en ek eer die Here en ek besef so ek met elke interview is asof 'n mens weet so jy dink jy weet die goed, maar dis eintlik groter as wat ons weet, maar wanneer die Here in 'n saak is, hy maak die goed mooi. En ek eer die Here dat ek kan u ontmoet het. Soos ek vir sis sê, sis is nie net geroep vir Kuruman, Here prys u. Sis sal gaan in die uithoeke, want sis se hart is vir die kinders daar buite, nie net vir sis se eie kinders, maar vir al die ander kinders wat in need is, special need kinders. En hulle is pragtig. Ek het ook enetjie gehad. Dankie daarvoor, sis, baie dankie vir u deur. Ek weet dat hierdie interview sal baie families daar buite uitreik. Ouers sal antwoorde kry en ek dank die Here vir hulle se harte wat sal oopgaan en dat hulle daai inisiatief sal vat om te sê, kom ek loop haal my miracle baba, kom ek maak my deur oop vir daai baba wat daar buite is. Here, ek eer u. Sis, so ek wil net vra dat sis voor ons sal tot sien sê, net 'n kort gebedjie doen en net die podcast afsluit vir huise wat moet oopgaan, mamma se harte en pappa se harte wat moet oopgaan vir adoption. Want ek weet soms, soos sis sê, die wêreld is so wreed, maar soms kyk ons vas teen wat mense sê, dat hulle net sal voel hier surrender en release van, die journey is pragtig. So ja, sis net vir ons wat Suster gebed. Jenna, voor ek die gebed sal doen. Wanneer die Here besig is met 'n movement en wanneer die Here besig is met jou as individu, dit begin by jou. En iemand het eendag vir my gesê, omdat jy lief gehad het, kon jou familie outomaties jou kinders aanvaar. Halleluja, halleluja. Want hoekom? Jy het lief gehad. Jy het liefde in oorvloed gegee. Jesus. En ek lief Psalm 23, my kinders sê dit so mooi op. En dan kom stop hulle by die gedeelte, né? Wanneer my kop oorloop, my dogtertjie sê, wanneer my beker oorloop, né? Jesus. Met seëninge, Halleluja. dan kan ons vir almal gee. Jesus. En dis vir my so mooi, want die Here het dit alles gevat. En dit het my familie geskoon. Want onthou, die Here kyk nie vas teen kleers wat hy gesê het nie. Halleluja, halleluja. Die Here kyk nie vas teen wat mense sê, maar hy kind lyk nie soos jy. Halleluja. Die mense kyk vas teen hare. Jesus. God kyk vas teen die hare. Oh, Jesus. En as ek terugkyk hoe die Here besig was selfs met my familie ook. Hoe die Here 'n pad met hulle gestap het, Suster Jenna. Maar dit moes by een begin het. Ons benodig jou amen. Halleluja.
ons benodig jy as individu om net jou ja te sê. Oh, Jesus. En daai van voel die surrender. Maak nie saak, Here, wat die mense sê nie, maak nie saak wat my familie sê nie, maak nie saak nie. Here, maar wat U vir my gesê het, want U dit aan my geopenbaar. Here, ek stap en ek hardloop met dit. Oh, Jesus. En dan gaan jy sien hoe die Here net byvoeg. Jesus. Jou familie sal net inval, glo my vry, en jy sal dink jy is erg oor hulle. Oh, Die familie word erg. Oh, Jesus. En ek het 'n seentjie wat 'n seentjie is. En die Here het my familie geskool, Suster Jenna ook. En hulle stap uit, ook met getuienisse. Dankie, Here. So kom ons bid saam. Halleluja. Oh, Die dankie. Here, aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Ja, Here. Here, baie dankie vir U tydsberekening. Dankie, Here. Here, ons wou dit uitgestel Ja, het. Jesus. Maar Here, U het gesê vandag. Halleluja. En ek gee U die lof, die eer en die aanbidding daarvoor. Jesus, dankie, Jesus. Here, baie dankie dat U die God is wat so getrou is. Ja, Here. U is die God wat sy ja is ja en sy nee is nee. Halleluja. Oh, En Here, en wanneer U release, Here, Jesus. dan is daar 'n ripple effek Oh, op my- almal wat daarbey betrokke is. Yes, Lord. Oh, Jesus. Here, baie dankie deur ons testimonies. Dankie, Here. Gaan 'n ma, Oh, 'n pa, Jesus. 'n enkel mamma aanklank vind Oh. by hierdie broadcast. En Jesus. En Here, dankie dat U ook mense se opinie sal kom stil En maak. Jesus. Here, want dis baie keer word die wêreld se stemme so hard Oh, dat ons U fluisterstem nie meer hoor nie. Jesus, ja, Here. Wat U alreeds vir ons gesê het, maar jy kan maar aanneem. Jesus. Maar wat gaan die mense van U sê? Halleluja. Die vrese wat daar is, want net word die kind afgeneem. Oh, Jesus. Here, ek het nou die dag vir 'n niggie van my gesê, wanneer ons aanneem, Almighty God. dan stap ons nie 10% in. Oh, Jesus. Ons stap 200% in, want ons vertrou vir God met hierdie saak. Halleluja. Dit gaan nie oor gaan die kind se ma of gaan die kind se pa weer kom nie, dit gaan oor ek gee liefde. Oh, Ek dankie. gee vir daai kind wat daai kind op daai stadium nodig het. Oh, Jesus. Here, maak huise en harte oop, In Here, Jesus' vir naam. aanneming. Jesus' naam. Jesus. Want Here, teen die einde van die dag gaan dit oor liefde. In Jesus. Liefde in oorvloed Oh, Here. vir U kinders. Oh, Jesus. Want ons harte is hinkerend. Jesus. Maar daar's kinders daar buite wat huise kort. Almighty God. Kinders wat mamas kort. Kinders wat boeties en sissies kort. Oh, Jesus. Here, trek families bymekaar. In Jesus. Here, in die naam van In Jesus. Oh, dankie. Here, bring U bymekaar. Almighty God. Here, want ek weet daar's huise wat al reeds gereed is Ja, Here. Oh, vir aanneming. oh, Jesus. Huise wat al reeds gereed is vir 'n dogtertjie en 'n seentjie. Ja, Here. Dankie, Here, Dankie, Jesus. dat U tydsberekening perfek is. Here, baie dankie vir Suster Jenna. Oh, dankie, Here. Dankie dat U haar op 'n besonderse wyse gebruik, Oh, Jesus. Here, om by huise in te stap wat al reeds gereed is, Oh, om hulle stories te deel met die wêreld. Dankie, Jesus. Here, maak haar toe met die volle wapenrusting van die geloof, Here. In Jesus. Here, gebruik alles van haar. Oh, dankie. Here, multiply in alle areas van haar lewe, Here, in die naam van Jesus. Oh, Jesus. Here, en dankie vir mense wat hierdie broadcast sal kyk, Oh, Here. Jesus. Dat, Vader, Oh, dat dankie. dit huisgesinne, mense se lewens sal raak. Oh, Jesus. Want dit gaan nie vandag oor haar nie, dit gaan nie vandag Ja, oor my Here. nie. Jesus. Dit gaan nie vandag oor my kinders nie. In Jesus. Dit gaan vandag oor U. Ja, Here. Kyk wat ek kan doen. Ja, Jesus. Jy worry sal daar geld wees. U het alreeds die hemelse poorte In oopgemaak. Jesus' naam. Here, baie dankie Oh, dat hierdie dankie, broadcast 'n seëning is Oh, vir Jesus. baie. In Jesus. Kom seën haar huisgesin, seën haar kinders, Oh, Jesus. seën haar werk. Dankie. Here, dankie dat U Oh, telke male deure net oopmaak vir haar. Oh, dankie, Jesus. En dankie vir haar hart wat lewe vir U. Oh, En ons spreek vandag lewe oh, Jesus. oor ons gesinne, In Jesus' oor naam. elke gesin wat kinders sal aanneem Dankie, Here. of net
Hoe kan ek help? Oh, Jesus. Stuur mense uit, Here, by die hospitale. In Jesus' Stuur hulle naam. uit, dat ons nie tussen ons 4 mure moet vassit nie. Oh, Jesus. Asseblief, In Here. Jesus' En dankie, Here, vir die engele Dankie, wat Here. U oor ons kinders se Oh, lewe stuur. Jesus, dankie, Here. Want U Oh, maak al reeds huisgesinne gereed Ja, Here. vir ons kinders. Oh, Jesus. Seën ons huisgesinne, Here. Dankie, Here. En dat ons altyd weer sal getuig van U Oh, grootheid. my God. In die naam van Van Jesus. Amen. 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 Oh, dankie, Jesus. Dankie, my sister. Oh, dankie, my sister. Oh, dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Oh, mighty God. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Oh, ons eer die Here. Ons eer die Here. Ons eer die Here. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, mighty God. Mighty God. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, my Baie God. dankie dierbares dat U ons gejoin het. Prys die naam van die Here. Ek weet U is gebless met hierdie getuie. Prys die naam van die Here. Dierbares, ek wil U uitdag. Share die video. Share die getuie. Prys die naam van die Here. Soos die podcast se naam is, 'n ware getuie red lewens, sodat daar transformasie kan kom reg oor die wêreld. Soos die woord van die Here sê, ons moet disippels maak tot die uithoeke van die wêreld. Prys die naam van die Here. So moenie vergeet om te like, subscribe en te share nie. Tot 'n volgende keer.